Job 22 van vers 1 af. Elifas sy tema het hierop gereageer en gesê, kan 'n man vir God van waarde wees? Ja, kan selfs iemand met insig vir hom van waarde wees? Vind die Almagtige vreugde daarin wanneer jy regverdig optree, of hou dit vir hom voordeel in wanneer jy onberispelik optree? Is dit oor jou ontzag vir hom dat hy jou teregwys, met jou in regstryd betrokke raak? Is jou boosheid nie groot nie? Daar is geen einde aan jou sondeskuld nie. Ja, jy het sonder rede pand geneem van jou volksgenote, die klere van halfnaaktes afgestroop. Elifas sê hierdie goed nou oor Job, nee, so julle moet net dit oplet. Jy het geen water te drinke gegee aan wie uitgeput was nie. Van wie honger was, het jy brood weerhou. Mense met mag, vir hulle was grond beskikbaar. Die met aansien, hulle kon daarop woon. Weduwees het jy met leë hande weggestuur, die hande van vaderlose kinders afgekap. Daarom is daar valstrikke rondom jou, en oorweldig vrees jou onverwags. Of sien jy nie die duisternis, die watervloed wat jou bedek nie? Tot sover, en dan gaan ons aan by vers 21, wat Elifas nou vir Job wil raad gee. Dan sê hy, as jy jou maar met hom versoen, sal jy daardeur vrede hê. Dan sal die goeie weer na jou toe kom. Aanvaar tog die onderrig uit sy mond en hou sy woorde in jou hart. As jy terugkeer na die Almagtige, sal jy herbou word. As jy onreg uit jou tent verwyder, gooi gouderts in die stof, goud van Ofer tussen die rotse van die spruite, dan sal die Almagtige jou gouderts en jou uitgesoekte silwer vir jou wees. Dan sal jy vreugde vind by die Almagtige en jou gesig na God ophef. Jy sal by hom pleit en hy sal jou verhoor, jou beloftes betaal. Tot sover. As ons kyk na hierdie gedeelte wat ons saam gelees het vandag, dan sien mens regtig waar 'n groot tragedie raak. Ons lees die boek Job en ons sien van al die verskriklike dinge wat met Job gebeur. Al die lyding waardeur hy gaan, hoe baie Job verloor. En dan kom Job in Job 21 en hy sê, Here, hoekom gaan dit goed met goddelose mense, maar kyk die ellende waarin ek my bevind. Hy treur by die Here, hy kry werklik swaar. Dis vir hom 'n moeilike ding, 'n moeilike tyd waardeur hy gaan. En dan kom Elifas, en Elifas sê al hierdie verskriklike dinge verder oor Job. Daar seker dan niks wat seerder maak in hierdie lewe, as dat mense goed van jou sê wat onregverdig is nie. Of goed van jou sê wat halwe waarhede is. Of goed van jou sê of aannames oor jou maak, sonder om jou hele waarheid of storie te ken. En die hartseer ding is, in hierdie gedeelte kom Elifas en hy sê al hierdie dinge oor Job, en hy dink, hy verdedig God se eer, wanneer hy vir Job hierdie goed sê. En daar's 'n groot gat in Elifas se teologie, want hy eindig, soos julle gehoor het in die einde van die hoofstuk, en hy eindig en sê, as jy hierdie en hierdie gaan doen, dan sal die Here hierdie en hierdie en hierdie vir jou doen. So Elifas hang aan hierdie teologie vas, waar hy sê, nee, maar Job moes iewers iets verkeerd gedoen het, dat God toelaat, laat soveel goed in sy lewe verkeerd gaan. Sy verhouding met God is so platonies, dat hy dit afmaak as iets wat soort van funksioneer soos 'n ruiltransaksie. Ek maak seker, ek doen hierdie en daardie ding reg, en dan verwag ek, die Here gaan die volgende vir my gee. Vandag het ons baie van dieselfde soort neiging in die voorspoedsteologie, wat oral verkondig word, en al die CRC kerke is sterk op voorspoedsteologie, en ek sien Ad Boshoff se nuwe modus operandi is, hy gaan kry bekende mense. Ek weet nie of het julle gesien dat die Springbok 8ste man Peer Spies is die nuutste pastoor van CRC in die tuinroete. So hy gaan kry bekendes en dan praat hulle mooi stories en hulle sê vir mense, as jy hierdie en hierdie vir die Here doen, dan gaan hy hierdie en daardie vir jou terug doen. So nie net is Elifas besig om regtig waar onsin oor Job te praat nie, hy is besig om onsin oor die Here te praat. En die tragedie is dat hy dink hy doen die Here se naam eer.
So Elifas se fout begin regtig by sy teologie. Sy uitgangspunt is eenvoudig. Hy sê God straf net goddelose mense. God straf net mense wat sleg is. En jy Job, jy wat sê, hoekom gaan dit goed met slegte mense? Jy is heeltemal van die spoor af as jy sulke goed sê. Want Job betreur dit. Hy sê dis vir hom moeilik om te verstaan. En ek weet dis 'n vraag wat gelowiges algemeen vra. Here, hoekom sukkel ek so? Maar hierdie ou wat niks met u te doen wil hê nie, wat met sy rug na u leef, dit gaan met hom so goed. Ek dink baie van ons was al daar. En dis nie 'n nuwe ding in die woord van die Here nie. Gaan kyk deur die psalms, dan sien jy hoeveel keer die psalmskrywers worstel met hierdie vraag. Hoekom gaan dit so goed met goddelose mense? En met die mense wat die Here dien, gaan dit partykeer so swaar. Gaan kyk na die skrywes van Jeremia, waar hy dieselfde saak by die Here betreur en bekla. Ons kan gaan kyk na Habakuk, wat voor hierdie selfde worsteling sit. Dis moeilik om te verstaan. Maar Elifas het dit uitgemaak as dis net mense wat iets gedoen het waaroor die Here hulle moet straf, wat dit mee sleg gaan. En daarom kom hy met hierdie beskuldiging na Job toe. En wat hartseer is, nêrens doen hy moeite om een van die goed wat hy oor iemand sê, aan enige bewyse aan te haak nie. Hy maak aannames, gegrond op 'n swak, foutiewe teologie, en hy verkondig dit oor Job asof dit feite is. Sy eie gedagtes oor iemand raak die waarheid oor daai persoon se karakter, identiteit en motiewe. En dis presies hoe die sonde van die tong werk. Die sonde van die tong wat baie skades in families, in verhoudings, in gemeentes maak, begin wanneer mense ophou om te kan onderskei oor wat hulle denke is en wat werklik die waarheid is. En dis presies wat Elifas hier doen. Hy dink al hierdie goed oor Job en hy vertel dit vir die mense asof dit waarheid is. En sy fout is nie bloot dat hy verkeerd is nie. Sy fout is dat hy aannames maak en dit as die waarheid hanteer en behandel. En die ironie van Job 22 is eintlik verstommend. Dat die dinge wat Elifas vir Job oor beskuldig, eintlik presies die teenoorgestelde van Job se karakter is. Weet nie wie van julle onlangs die boek Job of iewers uit dit uit gelees het nie, maar Job 1 begin met hierdie raadsaal vergadering in die hemel, waar die Here is en die engele, en dan is die duiwel ook daar, en sê die Here vir hom, hoe het jy hier gekom? Sê hy, ek het die hele aarde getoer en alles gekyk wat jy gedoen het. En dan sê hy, en Job, sê die Here, het jy vir Job gesien? Hy's 'n wyse en regverdige dienskneg. So sê die Here self vir hom, dis hoekom hierdie versoekings gekom het. Toe sê die Here, of toe sê die duiwel vir die Here presies Elifas se teologie. Want hy sê vir hom, Job dien jou net omdat jy dit met hom laat goed gaan. En dan sê die Here vir die duiwel, dis nie die waarheid nie. Jy kan hom maar toets. En dan word al hierdie dinge wat Job 'n man met groot aansien gemaak het, of 'n man van groot aansien gemaak het, en dit was hy. As jy in Job 29 lees, dan lees jy daar hoe mense regop gespring het as Job in die kamer instap, en hoe die volwassenes en die oudstes, waarvan hulle praat, met ander woorde die gesaghebbers, om in die oë gekyk het, sy guns gesoek het. Hy was 'n man wat autoriteit gedra het. Ons sien hoe hierdie man wat so uitstaan, dan leeg gestroop word deur wat die duiwel doen. En wat doen Job? Hy volhard in die geloof. Hy volhard in sy vashou aan die Here in sy swaarste oomblikke, in die moeilikste tye, wat ons binne in ons menslike neiging so sterk saak sou kon maak om onsself te regverdig en te sê, Here, ek het nou die reg om kwaad te wees vir U. Hoe kan U toelaat dat al hierdie goeters gebeur? Hoekom word ek siek? Hoekom gebeur hierdie goeters met my? Hoekom is hierdie mense van my af weggevat? Is dit nie die natuurlike menslike reaksie nie? En Job kom en sê, die Here is goed en die Here bly goed. En nou kom sê Elifas hierdie ou sleg. Nee. En dan gaan Elifas eintlik verder. Hy sê vir hom, jy het weduwees ontneem van versorging, jy het weeskinders se kos en klere van hulle af weggevat, jy het sleg gedoen aan mense binne in regspraak en oordeel.
Nou gaan lees ons in Job 29 waarvan Job getuig word dat hy die man was wat sy hart uitgestort het om mense in behoefte te help. Er word spesifiek gesê, hy het 'n hart gehad vir die weduwees. Er word spesifiek gesê, hy het moeite gedoen in die versorging van weeskiners. Hy was 'n man wat binne in die status wat hy geniet het, regverdige oordeel oor die regsaak van mense hanteer het. Dis wat van hom geskryf word. En dis, as jy Job 29 gaan lees, jy kan 'n nota maak, gaan lees jy dit later. Dis hoekom hy gesag afgedwing het. Nie oor hy ryk was nie, oor hy die gawes wat die Here vir hom gegee het, so goed gebruik het. Daarom het mense na hom opgekyk. Dis die man. So Elifas praat regtig waar net leuns oor Job. En hy verkondig dit asof dit die waarheid is. Elifas kyk na Job se lyding en hy maak asof hy ewe skielik vermoë het om hierdie man se hele lewensverhaal te teken. Omdat Job swaar kry, besluit hy, dis omdat Job sleg gedoen het. En hierdie geliefdes is 'n baie belangrike waarskuwing vir disippels van Jesus. Wanneer ons mense beoordeel op grond van een slegte ding wat hulle doen, of op grond van een moeilike seisoen in hulle lewe, of op grond van een karaktertrek wat hulle het, wat nie ooreenstem met jou model of paradigma van wat 'n mens of 'n Christelike karakter behoort te wees nie, dan doen ons dieselfde as Elifas. En weet julle hoe maklik doen ons as gelowiges met mekaar? Ek kan nou lekker lag hieroor, maar nou die dag, dit was nog in die somer, toe het ek 'n baba gedoop, ek dink, en iemand het 'n foto daarvan op Facebook gesit, en daar's 'n ander ou, en ek gaan kyk, hy's 'n gereformeerde lidmaat, ek sal nie sê waar nie, aktief by sy kerk, en hy sê, kyk hoe lyk hierdie doom nie, hy kan tog nie 'n regte doom nie wees, hy trek aan soos 'n boer. Kan julle dit glo? Ek is nie 'n regte dominee nie, want ek het reg gekry om soos 'n boer aan te trek. Wow, amazing. En maar dit is wat ons as mense met mekaar baie keer doen. Hy sien sy lyding, of hy sien een ding van hierdie persoon, en Elifas bou hierdie hele verhaal rondom hom. En weet julle wat is Elifas se probleem? Hy het nie geluister om te verstaan nie. Nie na die Here in die eerste plek nie, want as hy na die Here geluister het om te verstaan, sou hy verstaan het hoe God werk, hoe God se genade lyk, en hoe die Here nie mense straf vir hulle sonde nie. Want van die begin af het die Here gesê, ek sal een van jou nageslag stuur, hy sal die slang se kop vermorsel. In die Ou Testament reeds is die offer van Jesus die verlossing vir mense. In die Ou Testament reeds kyk God na mense se sondes, en die offers wat hulle op altare gebring het, wys heen na die offer wat Jesus sou kom bring. Ek en jy word nie gestraf vir ons sondes nie. Die vloek van ons sondes is gedra deur Jesus. Wanneer dit met jou swaar gaan in jou lewe, wanneer jy beproewings gaan, is dit nie 'n straf op jou sonde nie. Al die straf op jou sonde is gedra. Wat sê Petrus vir ons? Dis karaktertoets. Dis groei in die geloof. Dis hoekom hierdie goed gebeur. En nou soos ons nou gesê het, nou het jy die keuse om te sê, wat gaan ek doen met hierdie situasie? Want party mense gaan deur moeilike tye, of iets slegs gebeur met hulle, en dan sak hulle kop en sê, ag, ek is so vervloekte mens. Ek het niks lak nie. Ek gaan so swaar met my altyd. Ek is altyd die een wat die slagoffer is. Maar ander mense, en dis die mense wat Jesus wil hê ons moet wees, hulle kyk na selfs moeilike situasies en hulle tel hulle kop op en hulle sê, Here, maar wat is my geleentheid hier? Wat wil U vir my sê? Hoe moet ek groei? Wat moet ek doen? Hoe gaan ek vorentoe? Hoe vat ek U woord? Hoe vat ek hierdie les wat ek hier leer en raak 'n beter mens, wat U beter verteenwoordig, wat ander mense beter opbou? As Elifas vir die Here geluister het, sou hy hierdie ding van die Here verstaan het. Maar hy luister nie om te verstaan nie. Hy luister net om te hoor. En dit doen ek ook baie. En ek is seker, jy ook. So luister hy ook nie na Job se situasie nie. En hy verstaan nie vir Job nie. En hier is waar die Here ons roep om baie anders te wees. Nie net bietjie nie. Julle radikaal heeltemal anders is waar die Here ons hier wil hê. Liefde interpreteer nie mense se woorde op die slegste moontlike manier nie. Brahms sê altyd, en daar's 'n paar van Brahms se slagspreuke wat ek aanhaal. Ons moet hulle maar die binnevet van die bout gee. Nee. Weet julle wat beteken dit? The benefit of the doubt. Dis wat liefde doen. Dit gee mense die binnevet
van die bout. Dit kyk nie na elke situasie en elke woord en elke gedragspatroon en elke karaktereienskap en elke persoonlikheidstipe as 'n plek waar hulle die slegste moontlike manier moet kry om hierdie persoon te beskryf nie. Liefde luister met welwillendheid. Liefde probeer verstaan voordat dit reageer. Elifas het nie na Job geluister en kyk waar het hom gekry. Hier staan niks hiervan nie. Obviously was die Here uiters teleurgestel met Elifas, met sy teologie en met sy optrede teenoor sy medegelowiges. Kyk ons na die persoon en die werk van Jesus en hier moet julle regtig mooi verstaan, want almal dink altyd Jesus het dit hoe wonderlik sou dit gewees het om een van die 12 te gewees het, om agter hom aan te stap. Weet jy wat sou jy gesien het in Jesus se lewe? Verwerping op verwerping op verwerping op verwerping. Mense wat slegte goed oor hom sê, verkeerde aannames oor hom maak. Jesus was nog 'n babietjie toe word hy al verwerp oor aannames wat oor hom gemaak is. Moes hulle nie vlug na Egipte toe nie? Dan kom Jesus en hy begin sy publieke bediening. Waarmee is die Fariseërs heeltyd besig? Om sy woorde te draai. Om valshede van hom te verkondig. Op die einde van die dag het hulle hom doodgemaak oor verdraaide woorde, oor valshede wat hulle as feite begin reken het. Het Pontius Pilatus nie sy hande in onskuld gewas en gesê, ek vind geen sonde in hierdie man nie. Dit wat julle hom voor kruisig het julle gefabriseer, is wat hy eintlik indirek sê. Julle het dieselfde gedoen met hom as wat Elifas met Job gedoen het. Net nou baie erger, want hy moet doodgaan daarvoor. En weet julle wat is die groot probleem met die Fariseërs en Jesus gewees? Is 'n groot probleem wat ons met mekaar het ook. Julle met my, ek met julle, mans en vrouens met mekaar. Dis 'n ding wat ek en jy kan met Bram en Louis en enige ou wat in vorm van berading tree, gaan gesels, in huwelike so algemeen. En dit is vol verwagtinge waar nie voldoen word nie. Ek het gedog hierdie persoon moet so wees. Ek het gedink hierdie persoon gaan dit doen. Hallo, dis wat jy gedink het. Dis nie wie hulle is en hoe die Here hulle gemaak het nie. En dis presies wat die Fariseërs met Jesus gedoen het. Hulle het verwag dat die een uit die nageslag van Dawid die troon van sy voorvader sou bestyg, die Romeinse keiserryk sou platvee, die Israeliete sou ophef tot 'n wêreldmag en niemand sou ooit weer sê bo of ba vir 'n Israeliet nie en hy word platgevee. Dis wat hulle gesoek het. Hulle het valse en verkeerde verwagtinge van Jesus gehad en hulle het hom daaroor gekruisig. En dit moet ons nie met mekaar doen nie. Jesus wys vir ons dan verder hoe reageer mens op hierdie handelinge. Want in al Jesus se reaksie het hy nooit tot hulle vlak gedaal nie. Het hy nooit dieselfde gedoen as wat hulle gedoen het nie. Maar hy die waarheid in liefde bly spreek, selfs oor die wat hom gehaat het. Hom so gehaat het dat hulle hom wou doodmaak. Het hy heeltyd gesien as 'n geleentheid om 'n broer van te word, deur die liefde en waarheid te spreek. En dis ons roeping, geliefdes, dat die Here ons roep om mense te wees wat in liefde die waarheid praat. Ons woorde tel, soos ons oumas gesê het. My ma het my so gekyk, as sy weet ek gaan iets sê, dan wys sy haar vinger so vir my. Sy het eintlik geweet ek's nie bang vir haar nie, nee. Maar sy het geweet ek's baie bang vir my pa, nee. Sê sy, tel jou woorde. Sê ek, ja ma. Dink die Here staan vanoggend hier voor ons en hy sê vir ons, ek het julle verskriklik lief. Tel julle woorde. Kyk wat julle sê. Job 22 leer ons nie net hoe Elifas verkeerd was nie. Dit leer ons oor hoe 'n disipel behoort te leef. 'n Disipel onderskei feite, vermoedens, interpretasies en gerugte. 'n Disipel praat met sekerheid oor dinge, of nie met sekerheid oor dinge wat hy nie van weet nie. Hy luister om te verstaan voordat hy oordeel en reageer. Hy gee ander die mees liefdevolle en redelike uitleg van hulle woorde en dade, eerder as die mees verdagte een. Disippels is mense wat soek om te bou eerder as om te breek. Die Here stuur ons huis toe met hierdie woorde. Luister
praat en getuig niet. Die belangrikste vraag is nie hoe Elifas verkeerd kon wees nie. Die belangrikste vraag wat ons onsself vanoggend vra en dan antwoord met positiewe reaksie om te sê, dank die Here, ek kan deur sy gees en woord beter gaan doen, is, hoeveel keer word ek self 'n Elifas? Kom ons staan op in ons lewe, nie nou nie, sit. En ons gaan uit en ons wees mense wat nie die Elifas fout maak nie, maar in liefde die waarheid praat. Ons bid saam. Here, wow, wat 'n wonderlike geleentheid om vandag weer nog so veel waardevolle lewenslesse en waarhede te kan leer. Om vandag weer deur u groot genade in u woord herinner en versterk te kan word om mense te wees wat uitgaan en die evangelie boodskap verkondig. Ag Here, dis moeilik vir ons want ons woorde is partykeer goed wat val sonder dat ons kan keer. Maar ons bid, gee ons 'n fokus. Help ons om in liefde die waarheid te praat. Help ons om so te praat dat ons voetstappe wonderlik klink vir die in wie se lewens ons rondstap. Ons bid dit van die Here in Jesus se naam. Amen.